Here God, in 'n wêreld wat stoei en beklei en die mekaar is en op sy kop gedraai is en waar ons die een oorlog op die volgende een sien en Here waar ons nie eers alles sien wat besig is om te gebeur nie. Here, in Nigerië is hulle besig om duisende Christene dood te maak. Daar's al 2000 kerke afgebrand. Here, in hierdie wêreld wat dit lyk of die waarheid niks beteken nie, asof U niks beteken nie, asof mense so jaag na goed wat so tydelik is. Na status en image en likes en follows en Here wil ons wat U liefhet, ons wat ergens op 'n manier die genade ontvang het en die genade raak geloop het om U te leer ken in gees en waarheid, wil ons voor U stil word, wil ons kom sê, Here, ons kom soek U, want sonder U is ons niks en sonder U krag kan ons niks. Kom staan ons by vanoggend, Here, kom praat met ons soos net U kan, Here. Dit bid ons, Here, in U naam alleen. Amen. Ons het begin met 'n reeks boodskappe oor die laaste dae laas week en leef ons in die laaste dae en ons het gesê, maar dit lyk regtig so, as jy sien hoe Paulus vir Timoteus sê, dat in die laaste dae sal mense afvallig word, die waarheid sal niks beteken nie, mense sal hulle eie eer jaag, eerder is die eer van die Here, ensovoorts. Is dit asof daai teks in Timoteus spesifiek geskryf is vir vandag en vir die wêreld waarin ons leef. En so ja, ons het gepraat oor die feit dat in die laaste dae gaan dinge geestelik kouer word. En vandag praat ons oor, gaan ons leef in hierdie tyd waarin ons leef of gaan ons net oorleef? Die Engels sê dit so mooi, hulle praat van thrive or survive. En God wil hê dat ek en jy moet leef, regtig voluit leef. Daai Johannes 10 vers 10 tipe lewe, daai lewe van God gee vir my lewe, 'n lewe van oorvloed te midde van al hierdie gemors en geraas waar binne ons leef. Nou ons het by die gemeente het ons hierdie gewoonte begin aanleer om te sê, maar ek wil weer vat aan my fisiese Bybel. Ons Bybels het so digitaal geraak en ons Bybels gaar stof op en dis asof hy net 'n post word op Facebook in plaas van dat hy in my hart leef en dat ons dit memoriseer. So ons het begin as 'n gemeente om te sê, maar ons gaan weer aan ons fisiese Bybels vat en volgende jaar gaan ons die hele jaar spandeer om die Nuwe Testament deur te lees. Ek gaan aan die einde van die diens weer daaroor praat. So aan die begin van 'n diens dan doen ons hierdie verklaring en jy kan dit verniet vat op die tafel daar agter is een en jy kan dit voor in jou Bybel inplak. Alles wat ons hier verklaar staan in die Bybel. Hierdie is my Bybel. Dis die onfeilbare woord van God. Dis die swaard van sy Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer om my en jou te onderrig en daarom lees ons daaruit op 'n Sondag. Dit gaan nie oor wat ek wil sê nie, dit gaan oor wat God wil sê. Dit is gegee deur God om ons verkeerdhede te weerlê, om ons reg te wys, om 'n regte leefstyl te kweek. God gebruik hierdie Bybel om my en jou as sy kind voor te berei vir ons roeping, want is nie net dominees wat roepings het nie, almal van ons het 'n roeping op aarde. God gebruik dit om jou ten volle toe te rus vir wat hy wil hê jy moet doen. Wanneer ek dit lees, verklaar ek dat ek is oop en ek is ontvanklik. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. Spreek God, ons luister. So as jy vanoggend jou Bybel saamgebring het, kan jy so lank blaai na 1 Tessalonisense hoofstuk 2 toe, ek gaan daar lees, maar gaan eers so 'n bietjie gesels net oor wat gaan ons lees en hoekom gaan ons dit lees. So die Bybel sê dat in die laaste dae sal mense geeste kouer word. Jesus self het gesê in Matteus 24 vers 12, die waarheid sal verdraai word, dis die wêreld waarin ons leef. Daar word vir jou gesê dat dis 'n genetiese fout, al hierdie 72 geslagsidentifikasies. Dis 'n genetiese fout en God maak nie foute nie. Maar nou doen hulle hierdie biologiese studies en allerlei goeters en dit word gemanipuleer sodat hulle op 'n manier kan sekere goed regverdig wat net nie die waarheid is nie. En die Bybel sê ons geloof gaan getoets word. En as jy kyk na iemand soos Charlie Kirk, dan verstaan jy dat dit is so, dis die waarheid. Dat ons geloof word getoets in hierdie laaste dae. En die Nuwe Testament antwoord die vraag oor is ons in die laaste dae met die antwoord dat
in die Ou Testament was God ver en hy was nie tabernakel in die wolk. In die Nuwe Testament en Jesus het God lewendig op aarde geword en toe kom die derde bedeling van God se heilsplan en dit was die Heilige Gees en nou leef God in my. En toe die Heilige Gees uitgestort het, daai oomblik toe die laaste dae begin en elke dag wat ons leef is 'n dag nader aan die wederkoms van Jesus waarvan net God die datum ken. Nou moet ek en jy leef, moet ons leef soos die vroeë Christene in Thessalonika wat in absolute vrees geleef het. Hulle het alles verkoop, hulle het in hopies gaan sit en hulle het opgegaar soos party van ons gedoen het met die millennium toe die jaar 2000 gedraai het. En die jong mense sal nie weet nie want jy was nog nie gebore nie. Maar in die jaar 2000 het hulle gedink rekenaars se klokke is net gemaak om tot by 99 te gaan en as dit oorskakel dan gaan die wêreld se geldstelsels in mekaar val en dan gaan riots wees en mense het bankers gebou en blikkies kos opgegaar wat jou skoonma nou nog vir jou aangee, wat lankal verval het. Maar en dis wat party mense doen. Hulle raak paniek bevange, hulle onttrek, hulle klim op Facebook en hulle sê dis volgende Woensdag. En volgende Woensdag het gekom en gegaan. En party mense gaan weer hulle cash al hulle chips in, hulle begin reis. En hulle leef groot. En hulle eet alles wat hulle wil eet en hulle drink alles wat hulle wil drink en hulle doen alles wat hulle wil doen want net nou is dit die einde van die wêreld. So kom ons maak seker ons los niks oor nie. Ons kry al die experiences, ons doen ons bucket list en dan is jy soos daai vrou, ek dink is Queen Latifah wat 'n film gemaak het waar hulle vir haar gesê het sy het kanker. En toe gaan Max al haar kredietkaarte en toe sy in hierdie duur hotel is by een van 'n skioord as ek reg onthou. Toe bel hulle die dokter aan, hy sê vir haar sorry, ons het jou mediese verslae omgeruil met iemand anders en sorry. En toe besef sy maar toe gaan sy het 'n bietjie van 'n probleem en die bank gaan haar nou bel want al haar geld is klaar. So mense kan nie dit doen nie en daarom sê Paulus in die laaste dae, die laaste ding wat ek en jy moet doen is om dwaas te lewe. So hoe moet ek en jy leef in hierdie laaste tye? Want Paulus kom en hy sê in die laaste dae moenie vreesagtig wees nie, moenie dwaas wees nie, want elke gesprek wat ek en jy het maak saak, elke keuse tel, elke oomblik tel. En ek dink ons vergeet dit, ons leef hierdie lewens van jy's 20 of jy's 25 of jy's so jonk soos ek is 31 met 20 jaar ervaring en jy dink maar jy gaan vir ewig lewe en jy hoor van mense wat al 100 jaar oud word en jy sê nice, mooi, ek's net oor halfpad en dan leef jy elke dag asof daar nog 110.000 dae gaan kom en dan eendag dan word jy net nie wakker nie. En ek en jy moet leef met hierdie ding dat God beskerm my en hy bewaar my, maar ons moet ook leef met hierdie dringendheid in ons om te besef dat elke gesprek maak saak, wanneer mense na my toe kom vir berading of om met my te gesels, dan het ek hierdie gesindheid, want meeste mense kom nie terug nie, ek weet nie hoekom nie, nee, ek terugtrek, maak net 'n grapie, mense kom terug, dus julle is hier, want julle is lief vir die Here, nie vir my nie, maar in elk geval, mense kom en dan praat ek met hulle en dan elke gesprek wat ek het, of het met 'n huwelikspaartjie is, of 'n enkel persoon, of 'n jong mens, of 'n ou mens, of 'n verdwaalde mens, of wat ook al, elke gesprek wat ek het, dan sit ek alles op die tafel. Ek sê alles wat ek voel om te sê, dan sê Shamaine elke keer, want party van hierdie gesprekke sit sy, en dan sê sy, jy praat so baie. Dan sê ek, ja, ek praat baie, want ek is bang, ek sien hierdie persoon nooit weer nie. En ek kry net een kans om die waarheid te deel. Nou imagine, die dame wat jou help by Spar om jou pakkie in te pak, of jou goed op te lei, of jou koffie te bedien, of by Checkers, of by waar ook al, Sugar Hill, Sugarloaf, waar ook al jy jou shopping doen, fruit and veg, of wat ook al. Imagine daai persoon bedien jou, en die volgende dag, en jy bou 'n verhouding op met hierdie persoon, en jy maak grappies, en dan eendag kom jy daar, en dan is daai persoon nie daar nie. En dan vra jy rond, en dan sê hulle nie, maar sy is dood. En dan besef jy maar, jy wou nog gedit het, of jy kon nog gedat het, of jy moes nog geso het, en ja, jy het ligsinnige goedjies gepraat, maar jy het nooit regtig verstaan julle. En Paulus kom en hy sê, maar dis wat in die laaste dae gaan gebeur, is ek en jy moet besluit, hoe gaan ek leef? En gaan ek net oorleef, met ander woorde, deur die motions gaan, elke dag opstaan en aantrek en my ding doen, en my werk doen, en my geld verdien, en my besigheid se deure oopsluit, geld maak, salarisse betaal, maandeinde doen,
stres oor syfers, stres oor nommers, mense aanstel, mense aflê, oes te inbring, oes te sien hoe die haal dit stuk en slaan, wat ook al, gaan jy net deur daai emotions gaan en jou kinders probeer grootmaak, eerder as doodmaak, en hulle deur al hierdie fases kry, en deur al hierdie fases bid, en hoop hulle kom deur dit alles, en eendag kry hulle 'n goeie werk, en 'n goeie man, en 'n goeie vrou, en 'n goeie dit, en 'n goeie dat, en dan kan jy dalk soms gaan kuier, en 'n kleinkind op jou skoot sit, en so gaan ons net hierdie emotions, en elke dag is net bou op die vorige een, en solank ek net vandag oorleef het, dan sê ek, okay, Paulus sê, nee, ons kan nie net oorleef, nie, ons moet leef. So hoe moet ek en jy leef? Paulus kom en hy sê in 1 Tessalonisense 2, nou ek gaan net gou daar oopmaak, en soos ek laas gesê het, my Bybel cheat 'n bietjie, hy het vingerdrukke, so ek kan baie vinnig daar kom, ek bly verby Kolossense, dan is ek by 1 Tessalonisense 2, vanaf vers 1, gaan ons daar lees, dan staan daar, julle weet selfs, broers en susters, dat ons besoek aan julle nie te vergeefs was nie. Met ander woorde, Paulus kom en hy sê, ek wat preek, het nie my tyd gemors nie, en ek hoop dit sal die waarheid wees, wanneer ek die tydelike vir ewige verlaat, dat ek nie my tyd gemors nie. Okay dan. Julle daai selfbeheer gesien, geen vloekwoorde nie. Ondanks die mishandeling en beledigings wat ons, soos julle weet, vroeër in Filippi moes verduur, want Paulus hulle is geslaan en geskop en gemarteling, tronke toegesluit en wie weet wat als, het ons vertroue op ons God ons moed gegee, om te midde van sterk teenkanting sy goeie nuus aan julle te verkondig. Ons prediking destyds het immers nie uit misleiding, onsuiwer motiewe of bedrog voortgevloei nie. Met ander woorde, we weren't in it for the money. Ons was nie in dit vir wat ons kan kry nie. So Paulus kom en hy sê, die eerste ding wat ek en jy moet doen, is ons moet Christus verkondig, selfs al kos dit ons iets. Paulus is gearresteer, hy is ontklee, hy is met stokke geslaan. Hy het 'n skipbreek gelei op meer as een keer van die skepe wat hy op was, het gesink. En hy is gevange gehou, hy is geslaan soos wat Jesus geslaan is, met daai gesel, met die stukke wat jou vleis uitruk. En ek en jy besef nie dat daar's hierdie mooi uitdrukking, die Bybel kom nie by jou uit met rus en verfris nie, dit kom gekneus en bebloed. En ek dink nie ek en jy verstaan dit nie. As jy die kerkgeskiedenis gaan lees, hoeveel mense is doodgemaak, sodat jy hierdie Bybel kan vashou? Soos baie. Dis die een boek op aarde, wat die meeste wat hulle probeer vernietig het. Hulle het hom verbrand, hulle het dit op hoop gegooi, hulle het die skrywers, vertalers, mense wat dit dra, daar's nog steeds lande in die wêreld waar 'n Bybel soos hierdie onwettig is en dit jou lewe sal kos as jy met hom rondloop. Waar sites wat Christelik is geblok word op die internet. Dis regtig, ons leef in 'n wêreld waar ek en jy hierdie voorreg om 'n app af met al die Bybelvertalings. Jy kan 'n Bybel koop, jy kan 10 Bybels hê, jy kan 20 Bybels hê, jy kan praat van die Here, jy kan bid in die openbaar. Dit is heeltemal fyn. Daar's lande waar dit nie meer toegelaat word nie. Die ander dag in Brittanje het 'n meisie op een van die straatspleine een van die dorp se pleine gaan bask. Soos hulle sê, sy het daar gesit, haar gitaar oopgemaak en sy het 'n gospelliedjie begin sing en sy is toegesluit. Want dit diskrimineer teen ander mense se geestelike regte. Maar die vraag is, gaan ek en jy, soos Paulus sê, of soos Charlie Kirk gedoen het, totdat dit letterlik sy stem is stil gemaak deur om deur die keel te skiet, gaan ek en jy sê, maar ek gaan praat selfs al kos dit my iets. En ons mense hier wat weet waarvan ek praat, wat besef, wat al daai ervaring gehad het van jy praat, en dan kom daar hierdie oomblik in 'n gesprek waar jy met 'n vriend of 'n vriendin praat, of met 'n pa of 'n skoonma, of jy praat met jou kinders, en dan skielik kan besef jy, maar hier's 'n heilige oomblik, en God het hierdie oomblik aan mekaar gesit. En dan sê jy, ja Here, ek wil nie hierdie ding opvoeter nie, dan gee die Here vir jou woorde, en hy herinner jou aan goed wat gebeur het as 'n kind, en Bybelversies wat jy gelees het, wat jy al vergeet het jy gelees het, en skielik kom alles by mekaar, en ons hierdie oomblik. Ander tye weer, het jy dalk al beleef hoe jy uitgestoot word uit vriendekringe uit, want Christus se boodskap en God se waarheid is nie altyd gewild nie, en dit is beslis nie polities korrek nie. Ons leef in 'n wêreld waar alles moet polities korrek wees, en ek moet asseblief nie mense offend nie. En dan hou ek van die woorde wat
iemand geskryf het wat hy sê, offense can't be taken, offense can't be given, it can only be taken. Dit wat ek sê, dit wat ek wil oordra oor God, as dit mense pla, dan is dit omdat daar iets in hulle gees is wat bots met die boodskap wat God in my gesit het, nie omdat ek iets verkeerd sê nie, maar omdat hulle in die pad is van die waarheid. So in die laaste dae verwag die Here dat ek en jy sal Christus verkondig, selfs al kos dit ons iets, en is jy bereid om daai prys te betaal? Of is jy een van daai mense wat sê, my oortuiging is nie groter as my vrees nie, ek is bang, want is sleg vir besigheid. Of ek probeer met hierdie mense vriende maak, want hierdie ou kan vir my kind werk gee, en hierdie persoon is my werkgewer, en ek moet hom asseblief nie kwaad maak nie. Want net nou, as, jy weet, ek praat die ander dag met iemand, hy staan nie, hy sê vir my, weet jy Johan, ek werk vir iemand, en hulle hou kerk op 'n Sondag, hulle hou kerk op 'n Saterdag, en hierdie persoon het verwag dat ek op 'n Sondag werk, want, dan hou hy nie kerk. Ek moet op 'n Sondag werk, want Saterdag is nou die dag. Toe sê ek vir hom, nee, dan werk ons 5 dae 'n week. Jy vat jou Saterdag, ek vat my Sondag. En het kon daai man sy werk gekos het. Maar dit het nie. Sy baas het vir hom groter respek gehad. En gesê, ons laat mekaar toe om volgens ons oortuigings te leef. Maar ander mense wat dit doen, kan dalk hulle werk verloor. Maar is jy bereid om dit te doen, of jaag jy applaus? Leef jy vir 'n lewe van likes en follows? Want as jy 'n lewe speel, die spel van die lewe speel vir likes en follows, go for it. Maar daai mense gaan nie opdaag op jou begrafnis nie. Want sien, likes en follows is duidelik, en dit beteken kort diskant niks. Dis plastiek. Daar's 1 of 2 mense in sport wat ek regtig na opkyk, en hulle is bietjie left of center, party van hulle. Maar een van hulle is byvoorbeeld Scottie Scheffler wat golf speel. Dan wen hy hierdie groot toernooi, dan sê hulle vir hom, hoe voel dit? Hy sê, ag, is net nog 'n dag. Dan sê hulle vir hom, hoekom? Dan sê hy, die Here het my hierdie talent gegee, en ek speel golf, en ek geniet dit, is lekker. Maar it's not about the money. It's not about the money. Hy sê, as ek 'n slegte dag het, het ek 'n slegte dag. As ek 'n goeie dag het, het ek 'n goeie dag. Ek speel golf, en dis vir die Here vir my gegee het om te gee. Of Max Verstappen. Ek weet nie wat sy geloofsoortuigings is nie, maar oor en oor dan praat mense met hom, dan sê hy, ek's net hier om die kar te bestuur. Ek's net hier om die kar te bestuur. Ek soek nie al hierdie goeders nie. Daar's van hierdie Formule 1 drywers wat hulle is hierdie modepoppe, en hulle wil gesien word, en is juwele, en is tattoos, en is arme goeders. Nie dat enige van daai goed verkeerd is nie, maar hulle doen dit vir Facebook posts. En ek love 'n wêreld waarin mense wat hierdie massiewe invloed kan hê, wat hy net sê, luister, ek doen net wat my gawe is, ek doen net wat my talent is, ek bly my baan. So is jy bereid om dit te doen, of jaag jy mense se goedkeur? Ons gaan later weer daaroor praat. Die tweede ding wat Paulus wil hê, hoe ek kan leef en oorleef, eerder as oorleef in hierdie wêreld, 1 Tessalonisense 2 vers 4 tot 6. Nou het ek weer my Bybel toegemaak, dit was baie stupid. 1 Tessalonisense 2, Thomas, hier op my papier ook, ek kan dit net van hier af lees. Hy sê, nee, ons praat omdat God ons gekeer het. Met ander woorde, my woorde het God se goedkeuring, nie mense se nie. Hy het goeie nuus aan my toevertrou. Ons doel is nie om mense tevrede te stel nie, maar God, want hy ondersoek die motief van my hart. Julle weet dat ons destyds nie besig was met 'n gevleiery of 'n skelm geldmakery nie. God is my getuie. Ons het ook nie by mense eer gesoek nie, ook nie by julle nie, en ook nie by ander mense. So 'n paar Sondae terug, en as die persoon hier sit, ek het met jou met WhatsApp myself probeer verduidelik. Ek weet nie of jy hier sit vanoggend nie. So 'n paar Sondae terug het ek 'n grappie vertel, en iemand het vir my 'n WhatsApp gestuur en gesê, luister, 'n man van God praat nie so nie en doen nie dit nie. En dit was nie eers 'n swak grappie nie. Ek het al swakker vertel. Maar in elk geval, en ek stuur vir die persoon die boodskap terug. Ek sê, weet jy wat, ek probeer om 'n mens te wees. Ek probeer om Johan te wees. Ek probeer nie om dominee of dokter te wees nie. Ek probeer nie om myself te verwyder van mense nie. God ken my hart. God sien my motiewe raak. My motiewe is suiwer.
My motief is om vir mense te laat voel, weet jy wat, jy kan met my kom praat, ek is net mens, ek maak foute, ek is soms stupid en soms simpel, maar ek het God onbeskryflik lief, en ek sal graag saam met jou daaroor wil gesels. En ek hoop na ons kommunikasie op WhatsApp, het ek en daai persoon mekaar gevind, en ek het vir hulle gevra, asseblief moenie teen die Here hou nie, as jy vir my wil kwaad wees my kwaad, maar my intensies was suiwer. Ons kan nie in hierdie wêreld leef vir die handeklap van mense nie, om met die skare saam te gaan, want ek is bang, ek word uitgelaat nie. Ons kan nie almal gelukkig maak nie. Iemand het een keer gesê, jy's nie 'n Avo nie, jy kan nie almal gelukkig maak nie. Ek het vir jou slegte nuus, nie eens Avos maak almal gelukkig nie. Party mense raak siek daarvan. Ander mense raak kwaad as jy, soos ek, asyn daarin gooi, want blykbaar is dit soos as jy Coke by brandewyn gooi, mense doen dit nie, of water by whisky. Dit moet skoon, ek weet nie, maar dis die punt, ons kan nie daai ding wees wat almal tevrede stel nie. Kan jy dit glo, dat God, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat alles gemaak het, wat is, en wat was, en wat altyd sal wees, die God wat jou in stand hou, nie eers God, in sy almag, en in sy alwysheid, kan alle mense gelukkig maak nie. So hoe verwag jy om dit te doen? So as jy nie mense gaan gelukkig maak nie, dis 'n feit. Hoekom nie eerder leef en te sê, ek leef vir 'n skare van een? Shakespeare het gesê, all the world's a stage. Ja, all the world is a stage, maar in my gehoor is daar net een, en dis God. En ek en jy moet vir onsself vra, in hierdie tyd wat ek en jy oor het om te lewe, hierdie genade tyd, hierdie elke dag is geleen vir my, gaan ek leef vir God, gaan ek sy boodskap uitdra met vrymoedigheid, sonder om bang te wees om afgeskryf te word, gaan ek lewe vir die goedkeuring van God, eerder as vir die goedkeuring van mense, en gaan ek diep leef. Diep leef, nie oppervlakkig nie, nie skynheilig nie, nie net jy hoor God in my woorde nie, jy sien God in my dade, jy sien God in die manier wat ek leef. In vers 7 en 8 van 1 Tessalonisense 2 lees jy dit. Paulus gebruik hierdie ontsaglike mooi metafoor. Hy gebruik hierdie metafoor, hy sê, hy het gevoel soos 'n ma wat vir haar baba borsvoed oor die gemeente. Nou dis soos wanneer jy met iemand praat wat kanker gehad het, en jy het nog nie kanker gehad nie, jy weet nie waarvan jy praat nie. Nou mans, ons het nie idee waarvan ons praat. As ons sê, so ek weet nie hoe Paulus hierdie beeld gebruik nie, en hoe het hy daarmee weggekom nie, maar hy het hierdie beeld gebruik. Net vrouens kan praat oor hoe dit voel. Maar die een ding wat ek weet is, wanneer 'n vrou swanger word, dan gee sy haar hele lyf. Dit affekteer alles. En al wat die man moet verduur is so bietjie mood swings, so bietjie cravings, en dan kan hy 'n sigaar vat aan die einde van die proses. Maar 'n vrou moet vir 9 maande lank al daai verandering in haar lyf, ja, en daar special oomblikke ook, maar dis 'n sacrifice. En dan as daai baba gebore word en jy's gelukkig genoeg om te kan borsvoed, of nie te borsvoed nie, en dit breek jou hart, of wat ook al, en dis doeke, en is bottels, en is laat slaap, en is whatever, en jou lyf is net nooit weer dieselfde nie, en daar's merke waar daar nie merke was nie, en so aan en so aan. So wat Paulus met hierdie beeld probeer sê is dit help nie net my mond praat van God nie. Ek moet my lewe op die spel sit. Ek moet bereid wees om te sê, sal ek sweet vir die Here? Sal ek doen wat dit vra? Ongeag. En ek is jammer, ek gaan dit sê, en as ek op jou tone trap, dan sorry. Hoe sê Greta Wits, as ek op jou tone trap, dan is dit omdat dit nie in die pad is. Kan jy glo iemand bel my? Dit moet iemand wees wat my nie ken, want hulle moet weet, ek preek nou. In elk geval, as ek op jou tone trap, sorry, not sorry. Nee, by Dynamis sukkel ons om genoeg mense te hê vir die kinderkerk, of om te groet by die deure, of om die tee te skink, of wat ook al, dis dieselfde paar mense elke keer wat opdaag, en is dieselfde paar mense wat elke keer iets doen, maar die res daag net op, en klim op hierdie bootjie, en is 'n plesierboot, en is lekker, en ek voel goed, en ek kry 'n mooi volkleur blaadjie by die deur, en as ek agtertoe stap, dan is dit lekker koffie, en daar's sweets vir my kinders, en daar's tuisgebakte koekies,
En laasweek was nogal van. Ons het die extra koekies wat ons gekoop het op die rak gesit, daar waar die hemde en t-shirts, as ons steek het weg, toe begin die mense dit koop. Dit was funny. Maar in elk geval, en dan stap jy uit en jy voel goed oor jouself. Nee, want ja, die Here het my nou weer kom vertel, hy is lief vir my, en ons gaan met die lewe, en whatever, alles. Maar my lyf op die spel sit, nee, why? Hoekom? En ek vra nie eers of jy dit hier doen nie. Want as jy dit nie eers hier kan doen nie, so bietjie sweet vir die Here nie, so bietjie iets gee nie. Hoe wil jy dit daar buite doen, waar dit jou actually iets kan kos, waar jy vriende en kliënte kan verloor? Deel jy jou lewe, is jy bereid? Ek het gister nie eens besef dit gebeur nie. Ek het net hierdie hond opgetel en met hom rondgeloop, en een tannie kom na my toe, sy sê vir my, wie jy dominee? Ek sê vir asseblief, ek is nie dominee nie, ek som net Johan. Sy sê vir my, nee, dominee. Ek sê, is reg tannie, as dit is wat tannie wil sê, dan sê tannie dominee, is reg, dis net soos wat tannie wil hê. Sy sê, ek het nog nooit 'n dominee gesien wat bereid is om iemand se hond rond te loop, sodat die vrouens kan kuier. En ek besef, en ek sê dit nie tot my eie eer nie, ek gebruik 'n voorbeeld. Ek gebruik 'n voorbeeld om te sê, maar soms doen jy net 'n ding, en dis harder as 'n preek. Maar het jou lewe sulke moments, waar jou woorde, jou dade, die feit dat jy diep leef, en rein leef, en skoon leef, en reg kies, sê dit iets van die God wat jy aanbid, of is jy besig om die res soos die res van die wêreld net te wil oorleef, net nog 'n dag verby te kry, net nog 'n keer nie iemand te offend nie, want ek is jammer. By Dynamis sal ons wees soos 'n borsvoedende ma. Ons sal hierdie ding wees wat Paulus sê, ons sal ons lywe op die spel sit. Dis die Dynamis is, en dis wat ek spoor sal sterf. Wanneer die wêreld kouer word, gaan Dynamis warmer word. Wanneer die wêreld hulle deure sluit, sal ons lewens oopmaak. Liefde by Dynamis is nie net woorde nie, dis dade, dis aksies. En as dit nie is nie, dan bedank ek. Waarvoor leef ons? Gister in Romeinse familie is iemand wat hulle verskriklik lief voor is gister oorlede. Gister begrawe, sorry. Hy's gister begrawe, sorry. Dankie Shamaine. En gister staan my vrou voor hierdie mense. En met alles in haar wil sy 1100 kilometer ver wees om by haar familie te wees. En sy sê nee, ek is hier, want hier kan die Here my gebruik. Jesus het gesê, toe daai een ou gesê het, kom, ek wil my pa gaan begrawe, toe het hy gesê, is jy hier vir die wat nog lewe, of is jy vir die wat reeds dood is? Shamaine het geweet, waar gaan haar lewe die grootste verskil maak? Hier, gister. En dis hoekom ek haar lief het, want sy inspire my. Sy vat nie my twak nie. En sy challenge my, en mag ons dit vir mekaar wees. Mag ons vir mekaar sê, ek praat dapper en vrymoedig vir Jesus. Mag ons vir mekaar sê, ek leef suiwer, selfs al hou ander mense nie van my keuses nie, en ek leef diep. Dit wat ek sê, en dit wat ek doen, pas by mekaar. Dis hoe mense leef in hierdie wêreld, voluit vir die Here, sonder verskonings. Dis wat God van jou verwag, en as dit beteken jy het meer vyande as vriende, dan is dit so. Ek is eerder 'n vriend van God as 'n vriend van mense. Sorry. Not sorry. En ek het nog nie naaste by beleef wat Paulus beleef het in sy leeftyd. En hy is op die ou einde gekruisig, soos Jesus. Vir dit wat hy verkondig het. Is ek en jy bereid om dit te doen? Want dis wat God se woord sê, die soort lewe wat ek en jy moet hê, en wat mense moet sien. Mag die Here ons help. Amen. Here, ek is jammer. Ek is jammer dat ek dit wat ek vanoggend verkondig het, nie altyd reg kry nie.
Here, jammer dat ek soms simpel grappe vertel. Jammer dat ek in die afgelope 2 dae in my ongeduld meer as 1 keer oor 'n sperstreep gery het, meer as ek het selfs 1 of 2 keer 'n stopstraat geïgnoreer. Nie omgegee wie my sien nie. Here, dit is so verkeerd. Want ek is nie 'n draer van my beeld nie, ek is 'n draer van u beeld. Ek verkondig nie my boodskap nie, ek verkondig u boodskap, en my lewe moet pas daarby. Here, en so vra ek dat elke een van ons vanoggend wat hier is, dat ons sal erns maak met hierdie lewe wat ek en jy leef. Ja, ons kan die lewe leef, en ja, ons kan die lewe voluit leef, en ons kan braai, en ons kan kuier, en ons kan grappe vertel, en ons kan op die bokke skree, en vir die bokke skree, en op die bulle skree, en vir die bulle skree, en ons kan langs 'n sportveld excited raak oor ons kinders, en ons kan kuier saam met vriende, en ons kan sien hoe ons kinders groot word, en ons kan al daai goeders doen, sonder om te lyk soos die wêreld, sonder om te klink soos die wêreld. Ons lewens kan in al daai goed, selfs met 'n glas drank in my hand, kan my lewe u eer gee, want u sê in u woord, ek mag drink, ek moet net nie dronk word nie. Here, as mense sien dat ons leef oop en eerlik en deursigtig, en want ons leef vir die Here, ons woorde en ons dade pas. Dis om vir u uit te staan, dis om vir u op te staan, dis wat u van ons verwag, Here, in 'n wêreld wat so busy is. Here, vergewe my, vergewe ons, help ons om te leef vir 'n skare van een, nie vir 'n skare van followers op Facebook of Instagram nie. Here, nou, hier, wil ons weer kom met en sê, Here, hier is ek, hier is my lewe. Ek draai weg van die wêreld af, ek draai na u toe, Here. Help my om te leef vir u. Elke besluit maak saak, elke gesprek maak saak, elke oomblik maak saak. Here, ek wil bid vir daai jong man in Dynamis wat hierdie week vir 'n groot rugoperasie gaan. Here, wil u daai dokters aanraak en om help deur daai situasie. Here, elke ander persoon in Dynamis wat siek is of seer is of alleen is of tekort het, wil u help, wil u bystaan, Here, en as ons as 'n gemeente in daai oomblikke kan bywees en kan help, wys ons, voorsien, Here, sodat ons daar kan wees vir mekaar. Mag ons bid vir mekaar, mag ons omgee vir mekaar. Wees met ons jong mense en ons onderwysers wat in hierdie eksamen pylvak is. Ouers wat stres oor hulle kinders en kinders wat nie altyd genoeg stres oor hulle akademie nie. Here, asseblief help deur hierdie situasie en maak onderwysers se rooi penne genadig. Here, asseblief. Wees met ons elkeen en nou wil ons u kom dankie sê vir die liefde, vir die sorg, vir die voorsiening. Aan die einde van 'n maand wil ons weer vir u kom sê, Here, hier is my 10de, hier is my offergawe. Ontvang dit, Here. Ons gee dit met blymoedigheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou 10des en jou offergawes. Gewoonlik eindig ek die diens deur hierdie seën uit te spreek. Maar vanoggend se seën gaan net een sin lank wees. Mag die Here gee dat hoe donkerder die wêreld word, hoe helderder skyn jou lig vir hom.